Goeiemôre geliefdes in die Here. Vandag die 2de April 2026. Môre is die 3de April, dit is môre Easter Friday. Ek wil u bemoedig vanmôre met Filippense 4 vanaf vers 2 tot 9. Ek gaan nie die hele gedeelte met u deel nie. Ek gaan net kernpunte uithaal vanaf vers 2 tot 9, maar ek gaan vir een oomblik stil staan op Filippense 4 vers 4, wat sê, verbly julle altyd in die Here. Nou, vers 2, Filippense 4 vers 2 sê die, is 'n kernpunt vir my, praat oor eensgesindheid. Dit is belangrik as gelowige om eengesind te wees, en om in eenheid te handel en te wandel en te leef as kind van die Here. Nou, vers 3 praat van behulpsaamheid. Paulus verwys daar na die vroue, wat saam met hom die stryd gestry het. So is belangrik om behulpsaam te wees, om daar te wil wees vir mekaar, om altyd mekaar 'n ondersteunende rol te speel, om mekaar die skouer te gee, mekaar in te hak, behulpsaamheid. En dan vers 4 wat ek gesê het, verbly julle altyd in die Here. Vers 5 praat hy van vriendelikheid. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. En so as gelowige, as 'n kind van die Here, is dit belangrik om vriendelikheid uit te leef, te illustreer daarbuiten. Dit is so belangrik om nie 'n mompakkie te dra nie, maar vriendelikheid moet van binne af kan uitstraal. Dit is wat die Here van vers 6 praat Paulus van julle begeertes. Hy sê daar, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in danksegging, gebede en smekinge wees. Dit wil sê dat wat jy wil koester, wat jy wil beoog, wat jy wil beplan, daai is mos begeertes. Dit wil sê is goals wat jy vir jouself set. Laat dit aan die Here oor. Okay, dit wil sê, deur dit in vers 6, moet daar 'n duidelike verhouding wees in gebed tussen my en God. Vers 7 praat daar van die vrede van God. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. So die vrede van God, as kind van God, is dit een van die mees belangrikste aspekte in 'n kind van God se lewe, is om die vrede van God in my lewe te hê. Dit wil sê, ek kan nie God behaag, ek kan nie God wil dien, en ek het nie God se vrede nie. Dit wil sê, as ek nog nie daar is nie, dan moet ek hard werk om by die Here uit te kom, sodat ek sy vrede kan smaak. Vers 8 gaan daaroor bedink alles. Dit wil sê wat waar is, wat eerlik is, wat regverdig is, wat lieflik is, praat Paulus van in sy brief. So ons denke speel 'n fenominale rol. Ons denke bepaal basies hoe ons leefwyse sal wees vorentoe. Daarvoor moet ek en u ons denke, moet ons bewaar, ons gedagtegange, moet ons koester, ons moet dit bewaar met alles wat ek en u in ons mag het. Die vyand is altyd daarop uit om ons gedagtegange te gevange te neem. Meaning, as my kop nie reg aangeskroef is nie, dit wil sê as my mindset nie reg is as kind van die Here nie, dan loop my hele lewe en lewenstyl verkeerd. Maar wanneer my kop reg geskroef is, wanneer my denke reg is, dan kan ek redeneer, ek kan wandel, ek kan in opregtheid handel en wandel voor die Here, as my gedenke reg is. Vers 9 praat Paulus aan sy brief van om van mekaar, hy sê, kyk na my, leer van my, julle ken my wandel, julle ken my stap, julle weet hoe ek geopereer het. Leer van my, kyk na my en sien die vrede van God in my lewe. En nou toe Paulus hierdie brief skryf, toe sit hy nog steeds in die tronk. En dit is waar ek nog gaan stil staan op vers 4, verbly julle altyd in die Here in. So Paulus verwys hier, en hy skryf die brief aan die gemeente van Filippi. En hy sê, hy wil hê dat ons blydskap moet aan 'n gevoel gekoppel wees nie. Dit wil sê, wanneer my blydskap aan 'n gevoel gekoppel is, en afhangende van hoe ek voel, wat ek dink gee na buite, gaan ek myself verongeluk. Reg? So, dit is belangrik as 'n kind van die Here, ten spyte van die omstandighede. Ek moet nie net wag tot dit lekker gaan met my, ek is ywerig, en die Here het deurgekom, en nou wil ek net bly wees hieroor, en ja, mens moet bly wees, en ek almal moet weet van die blydskap wat in my borrel.
Maar wanneer net die ander gedeelte, die ander kant van omstandighede is, dan sien ek die blydskap hier. En Paulus weet waarvan hy hier praat, omdat hy gesit het in die omstandighede. Hy sit in die tronk, as gevolg van die liefde van die Here, sit hy in die tronk en Silas. Maar Paulus gaan verder, hy sê dat, wanneer daardie, die blydskap, die ervaring, wat in jou hart ontkiem van blydskap, as ek dit vertroetel, en dit ontkiem, dan moet ek dit nurture, ek moet dit versorg, sodat dit groter kan word en sterker kan word, rondom die vreugde van God in my lewe in. Dit is hoe my en u se blydskap moet wees. Ons blydskap moenie bepaal word of geskep word deur ons omstandighede nie. Maar ons blydskap, wat in ons omstandighede wat ons in is, moet gedurig deur in ons lewe sigbaar wees. Ongeag hoe die wêreld jou haat, ongeag in jou vriendekringe, by jou werk, by die kerk, jou gevoel moet nie jou blydskap bepaal nie. Gevoelens kan bedrieglik wees. So Paulus kom hier en hy skryf die brief aan my en u vandag en hy sê, laat julle vrede, laat julle blydskap altyd deur in die Here wees. Dit is my bemoediging vandag. Ongeag die omstandighede. Moenie dat jou gevoelens jou blydskap bepaal nie, maar leef jou uit vir die Here. Verbly jou in die Here altyd deur, ongeag omstandighede. Dit is wat God van my en u verlang as kind van die Here, ten spyte van omstandighede. Paulus is 'n groot voorbeeld en 'n goeie voorbeeld. Ten spyte van sy omstandighede het hy nie sy rug op die Here gedraai, maar hy het hom verbly en sy blydskap was sigbaar ten spyte van sy omstandighede. Hy het nie gewag, daar moet 'n wonderwerk eens in sy lewe gebeur, dat hy kan getuig, dat hy kan vrolik wees, dat hy kan sing en jubel en dans en koordans en mense vertel om getuie te lewer. Ten spyte van sy omstandighede het hy hom verbly in die Here. Dit is my seënwens aan u oor hierdie Paasnaweek. Mag die Here u seën, geniet die Paasnaweek. Van my, Pieter Gordon, Shalom.